Paulus maak 'n baie besondere belofte op 'n spesiale manier in Efesiërs 2 vers 11 en 12. Hy sê, hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Nou uit die aard van die saak praat hy natuurlik in die eerste plek met die gemeente, die lede van die gemeente in Efese. Maar ek dink, as ons bietjie hieroor gaan nadink, dan is dit maar goed vir ons om ook 'n bietjie hierdie pad te loop. Wat ons dan vroeër was. Hy skryf daar, in die tyd was julle eerstens sonder Christus, tweedens uitgesluit uit die burgerskap van Israel, dan ver van God af, ook sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, en sonder hoop en sonder God in die wêreld. Dit is die toestand van mense wat nie die Here dien nie, wat nie in hom glo nie, wat ver van hom af leef. Trouwens, ek dink hierdie gedeelte behoort eintlik vir ons 'n baie meer positiewe boodskap te gee, as ons dit 'n bietjie aanpas. Wees maar 'n bietjie geduldig met my, dat ek hierdie aanpassing vir jou kan voorhou. Ek lees weer Efesiërs 2 verse 11 en 12. Hou dan in gedagte wat julle nou is. Dit moet ons elke dag, dink ek, in herinnering roep. Nou is, en ek gaan dit verander, ons deel van Christus. Ons is ingesluit in die burgerskap van God se volk. Ons is naby God. Ons is deel van die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang. Ons leef vandag vol hoop en met God in die wêreld. Dit is wat eintlik hierdie gedeelte se inhoud vir my soveel meer werd maak, om dit op hierdie manier te sien en te verstaan dat daar 'n verlede was, waarop ons dalk glad nie trots is nie, maar daar is 'n pragtige lewe saam met die Here. Wat 'n kosbare voorreg dat ook hierdie belofte aan ons waargemaak is. Loop mooi.